Die vorige keer het ek vertel hoe Isaai, dis nou Dawid se pa, vir Dawid geroep en hom gestuur het om kos vir sy broers te vat, wat in Saul se leerdiens gedoen het. Nou Dawid het toe die môre vroeg opgestaan en gegaan soos Isaai hom beveel het. En toe Dawid daar aankom waar die leers van die Israeliete en die Filistyne teenoor mekaar staan en hulle gereed maak om mekaar te pak, toe kom die baasvegter van die Filistyne, die reuse Goliat, juis weer uit die linies van die Filistyne vorentoe en hy tart die Israeliete van vooraf. Dawid hoor dit toe en hy sien hoe die Israeliete voor Goliat op die vlug slaan. En een van die Israeliete sê toe, julle sien hierdie man wat vorentoe kom. Hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daai man baie ryk maak en sy dogter aan hom gee en die man se familie sal in Israel van alle verpligtinge vrygestel wees. En Dawid het toe gesê, wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn nogal dat hy die linies van die lewende God verkleineer? Saul se manskappe het toe vir Saul gaan vertel wat Dawid gesê het en Saul het hom geroep en toe sê Dawid vir Saul, 'n mens moenie oor hom moedeloos word nie. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. En toe Saul hoor wat Dawid sê, sê hy vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn veg nie, want jy's te jonk en hy's 'n vegter van kindsbeen af. Maar Dawid sê toe, as ek die kleinvee van my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, dan gaan ek agter hom aan en ek slaan hom dood en ek red die lam uit sy bek. En as hy op my afstorm, dan gryp ek hom aan sy baard en ek slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. En hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. Verder sê Dawid toe, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe Saul dit hoor, toe sê hy vir Dawid, gaan, en mag die Here by jou wees. Saul het toe sy eie gevegsuitrusting vir Dawid laat aantrek, uit 'n brons helm op Dawid se kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek, en Dawid moes Saul se eie swaard bo oor sy uitrusting vasgord. Maar al hierdie goed was so swaar dat Dawid nie daarmee kon loop nie. En hy was ook nie gewoon daaraan om al sulke goed te dra nie. Dawid het toe maar weer al die gevegsuitrusting uitgetrek en net sy kierie gevat en toe 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En so het Dawid toe net met sy slingervel in die hand op die Goliat afgeloop. En Goliat het al hoe nader aan Dawid gekom en toe hy vir Dawid sien, het hy hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Hy sê toe vir Dawid, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? En toe vervloek hy vir Dawid in die naam van die Filistynse gode. Verder het Goliat vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. En dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die gevegsterrein tegemoet gehardloop. De volgende keer vertel ek wat toe gebeur het.